verhoudings, Martie van Wyk, ons verhoudingsspesialis. Kom ons hoor wat sê sy. Hallo Willem en hallo liewe luisteraar. Welkom weer eens by ons Geldpraat geselsies. Ons verwissel die ratte so bietjie en verskuif in die volgende paar geselsies ons fokus na Geldpraat aftrede luister. In hierdie ruimte bring ons twee kragtige dele van die lewe in een gesprek bymekaar. Ons geld en ons verhoudings. Want geld praat regtig, deur begrotings, deur skuld, deur behoeftes, deur keuses, deur vreugde, deur vrese, deur drome en deur druk. En wat as aftrede miskien luister? Want die seisoen wat voorlê sal weerspieël wat ons vandag besluit, of vandag vermy, en ook hoe goed ons vandag saamwerk, of miskien nie saamwerk nie. Hierdie reeks is vir gewone paartjies wat hulle aftredebeplanning met geloof, eenheid en praktiese wysheid wil benader. Ons praat nie net van produkte of nommers nie, ons praat oor die verhoudingskant van geld en hoe finansiële stres ons liefde kan affekteer, hoe stilte kan afstand skep en hoe eerlike kommunikasie vertroue kan bou. Die doel is om maats van spanning tot by spanwerk te help, van onsekerheid na sekerheid en van vrese na vreugde en vrede. Ons hoogste doel is om gesonde kommunikasie aan te moedig, nie argumente of vermyding van sekere onderwerpe nie. Maar hoe kan ons leer om sag en liefdevol te praat? Hoe kan ons leer om diep te luister en om besluite te neem as 'n span? Want wanneer maats goed kommunikeer, werk beplanning ook baie beter. En wanneer hulle goed beplan, stap hulle die pad na aftrede, nie net met 'n strategie nie, maar ook met 'n sterker, gesonder verhouding. So Willem, jy weet, aftrede word ook baie keer benader as 'n syferonderwerp. Maar ons weet dat die waarheid is dat dit eintlik oor baie meer as net syfers gaan. Dit gaan ook oor sekuriteit, oor identiteit, oor vertroue, oor vrese, oor drome en oor familieverantwoordelikhede in geloof. En soos gewoonlik hou ons dit baie eenvoudig en baie prakties. Geen paniek, geen skaamte, net eerlike gesprekke wat kan help dat ons nie belangrike goed vermy nie, maar eerder in 'n toekoms met mekaar saamleef. Sonder kommer, maar met 'n plan. Willem, laat ek jou vertel van 'n paartjie, Pieter en Nella. Hulle is baie lief vir mekaar en hulle doen die beste wat hulle kan. Maar as aftrede ter sprake kom, dan gaan hulle geselsies iets soos hierdie. Pieter sal sê, ek het my hele lewe lank hard gewerk. Ek is moeg, ek wil net rus. Ons sal oukei wees. Nella sê, ek is bekommerd. Wat as ons nie kan bekostig om af te tree nie? Wat van die verhoogde mediese onkostes? Of wat as iets gebeur? Willem, en dan raak hierdie dinge gespanne. Nie omdat hulle nie vir mekaar lief is nie, maar omdat hulle twee verskillende prentjies van die toekoms voor hulle sien. Die een sien verligting en die ander een sien aftrede as 'n groot risiko. Willem se vandag se boodskap is eenvoudig. Voor jy 'n aftredeplan kan bou, het jy nodig om dieselfde visie met mekaar te deel. So vandag se groot gedagte waarmee ons hierdie reeks gesprekke begin is, voor enige produkte, voor enige papierwerk, voor enige projeksies, het maats nodig om saam te stem oor wat en waarheen hulle vir die toekoms op pad is en waarna bou hulle. Want Willem, aftredebeplanning is nie 'n finansiële of 'n beleggingsbesluit nie. Dis 'n huweliksbesluit. Dis 'n ons besluit. As Christene beplan ons nie vanuit 'n plek van vrees nie. Ons beplan vanuit 'n plek van rentmeesterskap. Ons vertrou die Here. Ja, maar hierdie vertroue beteken nie ons ignoreer ons verantwoordelikhede nie. Ons is goeie rentmeesters van dit wat aan ons toevertrou is. Liewe luisteraar, en soms is die mees Christelike ding wat 'n paartjie kan doen,
om die tafel te sit en vir mekaar te sê, kom ons doen hierdie ding saam. Kom ons stem saam. Kom ons begin 'n plan saam vir die toekoms. En as jy nog nooit so 'n gesprek gehad het nie, hoef jy nie vandag skuldig te voel nie. Begin dan net vandag en ek gaan jou help om so 'n gesprek te begin. Willem, wanneer paartjies nie 'n aftredevisie deel nie, is dit gewoonlik omdat hulle in een van 3 strikke vasgevang is. Die eerste strik is vermyding. Ons sal later daaroor gesels. Ons sal later daarby uitkom. Die tweede strik is hulle argumenteer. Ag, jy's te gespanne of ag, jy's te ontspanne. En die derde strik is dat hulle dit uitkontrakteer. Iemand anders sal dit hanteer. Liewe luisteraar, klink dit bekend? Is jy miskien vasgevang in een van hierdie 3 strikke? Ongelukkig daag aftrede nog steeds nie beleefd op nie. Dit daag op met 'n verjaarsdag, 'n verandering in jou gesondheid, 'n aflegging, 'n ouer wat siek word en dan versorging nodig het, of sommer net in 'n oomblik van besef. So kom ons begin beplan op die beste moontlike manier, sonder om te stry en sonder om te vermy. Willem, maar nou gaan jy seker vir my vra, hoe begin 'n mens so 'n gesprek? En ek gaan vir jou en die luisteraars vandag 5 handige stappe gee. Bære dit gerus in jou gereedskapkissie vir wanneer jy dit nodig het. Maar Willem, voordat ek met die 5 stappe begin, dink ek moet ons 'n breek neem en eers na 'n stukkie musiek luister.
Willem en liewe luisteraars, soos beloof gaan ek voort om met jou te deel 5 stappe oor hoe om daardie aftredegesprek te begin, sodat jy in een visie kan saamstap. Kom ons noem dit die aftrede visiegesprek. En liewe luisteraar, as jy miskien nie nou op 'n plek is waar jy kan notas maak nie, sal ek hierdie 5 stappe vir jou op ons Maluti Facebookblad plaas, sodat jy weer later daarna kan gaan kyk en deur die 5 stappe kan werk saam met jou maat. So wat het ek nodig? Ons het vir mekaar gesê, ons het nie 'n sigblad nodig nie, 'n spreadsheet. Al wat jy nodig het is 20 minute van kalmte en 2 gewillige harte. So stap 1. Stap 1 is definieer hoe jy wil hê aftrede moet vir jou voel. Begin 'n sin en gee mekaar die geleentheid om dit te voltooi. Begin die sin met, wanneer ek aftree, sal ek wil hê die lewe moet so voel. En liewe luisteraar, net om ons gedagtes oop te maak, gee ek vir jou 'n paar voorbeelde. Dit kan dinge wees soos om rustig en veilig te voel, of om eenvoudig te leef en skuldvry te wees, of om nog steeds nuttig te kan voel, miskien steeds dienend, of om naby aan familie te wees, of gesond met so min as moontlik stres. Die reël is om mekaar nie te korrigeer nie, om geen debat te voer nie, om net baie diep na jou maat te luister. Stap 2 is, kies jou top 3 prioriteite saam. Hier kan julle 'n lysie opstel van wat julle dink aftrede prioriteite is, en dan julle lysie saamvoeg en dan saam 3 prioriteite kies. Ek gee weer so 'n paar voorbeelde. Dit is byvoorbeeld goed soos om 'n stabiele maandelikse inkomste te hê, of om gerusheid oor mediese kostes te hê, of om skuldvry te wees, of om af te skaal, miskien na 'n kleiner woning, of om te reis. En liewe luisteraar, reis hoef nie groot te wees nie. Dit kan wees om na jou gunsteling vakansieplek toe te gaan, lokaal, of om met jou karavaan rond te reis. Dan ook kan dit wees om meer tyd by die kinders en die kleinkinders te spandeer, of miskien om hulle te help, natuurlik binne grense. En dan kan 'n prioriteit dalk vir jou wees om te fokus op bediening of op een of ander diens, of om 'n nalatenskap na te laat, of om meer te gee in daardie tyd van jou lewe. Hierdie stap verander vae drome na 'n helder rigtingwyser, na waarheen jy op pad is. Stap 3. Stem ooreen oor wat jy nie bereid is om op te offer nie. Maak julle afsonderlike lysies en gesels met mekaar daaroor. En sê dit sommer hardop. Ek gee weer voorbeelde. Ons offer nie ons vrede op vir skuld nie. Of ons offer nie ons huwelik op vir finansiële stres en druk nie. Ons offer nie ons stabiliteit op deur mense te probeer beïndruk nie. Ons dra nie uitgebreide familie finansiëel op 'n manier wat ons breek of ons te nakom nie. Hier is waar ons eenheid 'n werklikheid begin word. Dan Willem, stap 4. Kies 'n ouderdomstydperk en nie 'n datum vir aftrede nie. In plaas daarvan om te sê, ek wil as ek 60 is aftree, probeer eerder sê, ek wil tussen 60 en 65 aftree, of tussen 63 en 67 aftree. En liewe luisteraar, as jy miskien wonder hoekom ek hierdie voorstel maak, is dit omdat ons lewe seisoene het. Buigbaarheid en aanpasbaarheid verminder die druk en help mense om realistiese planne te maak. Tensy jy miskien weet dat die maatskappy vir wie jy werk, laat nie toe dat jy langer as 'n sekere ouderdom werk nie. En dan die laaste stap, stap 5. En hierdie stap is 'n stap wat weekliks herhaal word. Maak gerus 'n lysie van alles wat gedoen moet word en stel 'n weeklikse prioriteit op.
Jou lysie kan goed wees soos, vra jou nuutste aftredevorms of state aan. Maak 'n lys of bære al jou polisse en beleggings op een plek of in 'n lewensleer. Maak 'n rowwe berekening van jou maandelikse huishoudelike uitgawes, sodat jy kan weet wat jy gaan nodig hê eendag as jy aftree. En as jy 'n skuld het, identifiseer miskien een skuldrekening op 'n slag en pak dit dan aan en probeer om dit een vir een af te betaal. Kontroleer die begunstigdes op jou polisse en maak 'n beplanningssessie met jou adviseur vas. Willem en liewe luisteraar, klein stappe soos hierdie bou vertroue en skep 'n gevoel van sekuriteit. Dit is die begin van 'n pad saamstap. Dit bou weer op sigself momentum. Ek herhaal dan sommer vinnig net weer die 5 stappe en plaas vir jou die dokument op ons Facebookblad as 'n voorbeeld. Stap 1. Definieer hoe jy wil hê aftrede vir jou moet voel. Stap 2. Kies julle top 3 prioriteite saam. Stap 3. Stem ooreen oor dit wat jy nie bereid is om op te offer nie. Stap 4. Kies 'n ouderdomstydperk en nie 'n datum nie. Stap 5. Neem een klein aktiwiteit per week of per maand en handel dit dan stap vir stap af. Hierdie is vir jou die uitdaging vir die week, liewe luisteraar. Dis baie eenvoudig. Dis 'n 20 minute visiegesprek. Geen fone, geen blaam, geen preke, net 2 vrae aan mekaar. Die eerste vraag is, waaroor is jy die meeste opgewonde oor aftrede? En die tweede vraag is, wat bekommer jou oor aftrede? En eindig dan hierdie gesprek in een sin. Ons is 'n span. Want hierdie sin beskerm julle huwelik terwyl julle aan 'n plan werk. Ek sluit af met woorde van bemoediging uit die diepte van my hart. As jy al vir jare lank die onderwerp van aftrede vermy, moenie skaam wees of skuldig voel nie. Voel hoopvol. 'n Gedeelde visie kan met een gesprek begin, en een gesprek kan lei tot wyse besluite wat vir jou vrede kan gee en die nuwe hoofstuk van jou lewe kan begin. En dan ons teksvers vir vandag is Amos 3 vers 3. Sal 2 saamloop as hulle dit nie afgespreek het nie. Willem, hierdie teks vat vir my die kernbeginsel van aftrede saam. Want voorbegrotings, produksies, sigblaaie, produkte, moet daar eenheid in die rigting wees waarin ons stap. Dit herinner ons dat hierdie afspreek waarvan die Bybel praat, is 'n besluit, ongeag ons verskillende persoonlikhede en ons verskillende vrese. Dis 'n keuse om dieselfde pad saam te kies, deur saam te bid, eerlik en openlik met mekaar te praat en besluite te neem as een span. Wanneer 'n paartjie in ooreenstemming die pad stap, word die plan die volgende hoofstuk. Willem, weer eens baie dankie vir die geleentheid en liewe luisteraar, baie dankie dat jy saam geluister het. En tot ons weer gesels, beplan saam, bid saam en loop in harmonie saam. Liefde groete uit Pretoria. Martie van Wyk. Accept my humble offering. All I have is yours. When I was chained to greed and pride, tight-fisted, destined just to die, you paid my debt and